Okay. Dit is daarom verskriklik donker. Voetjie vir voetjie met een hand voel voor hom. Probeer Michiel op die fietspaadjie bly wat langs die pad vir perdekarre loop. In sy ander hand dra hy 'n lapsak met 2 bottels melk daarin. Nuwe maan en swaar bewolk, mompel hy. Van Omer se plaasie moet hier wees. Hy tuur regs van hom, maar op probeer hy sy bes, sien hy niks nie. Volgende keer kom ek nie weer as ek nie die knypkat kan saambring nie, dink hy. Erika sal maar moet sorg dat sy 7:30 by die huis is. Dit is te moeilik so. En wat nou gebeur, bewys dat hy reg is. Hoewel hy nie vinniger as 'n halwe kilometer per uur loop nie, stamp die sak teen een van die paaltjies wat hier en daar staan, sodat die boere se perdekarre nie oor die fietspad kan ry nie. Magtig. Hy voel versigtig met sy hand. Dis nat. En een van die bottels het gebreek. Die kosbare melk. Erg ontsteld, maar nog meer op sy hoede as vroeër, gaan hy verder. Mensig, jy sien darm min as dit so donker is. Hy is 500 meter van die huis af en hy ken by wyse van spreuke elke klip. En tog sal dit vir hom baie moeilik wees om voor 8 binne te wees. Wag 'n bietjie, daar sien hy 'n baie flou ligskynsel. Dit is Bogaard se huis. Hy is nie presies met die verduistering nie. Jammer genoeg het hulle nie veel meer om te verduister as die lig van 'n kers nie. Gelukkig is daar nou nie meer paaltjies tot by die hoofstraat nie, weet hy. En as hy eers daar is, sal dit makliker gaan. Daar is meer huise en op die een of ander manier kom daar tog meestal 'n bietjie lig uit hulle uit. Magtig, die melk druk in sy klomp. Loop daar iemand? Onwaarskynlik. Dit is klokslag 8:00. En om 8:00 mag niemand meer buite wees nie. Hy voel dat die padoppervlakte onder sy voete verander. Die hoofstraat. Nou moet hy regs op afdraai en oppas dat hy nie in die sloot beland nie. Soos hy verwag het, gaan dit nou beter. Baie vaag sien hy die huise se buitelyne. De Ruyter, Juffrou Doewen. In die smidswinkel. Die Groen Kruis se gebouetjie. Hy is amper daar. Skielik skyn die skerp lig van 'n flits reg in sy oë. Hy skrik om lam. Dit is oor 8, sê 'n stem in gebroke Nederlands. Ek neem jou gevange. Was daar die in jou hand? Handgranate? Sit daai simpel flits af, Dirk, sê Michiel. En jy hoef nie so te laat skrik nie. Al het hy krom Nederlands gepraat, het Michiel die stem van hul buurman se seun herken. Dirk Knopper, hou nogal van 'n grappie. Hy is 21 en is nie bang vir die duiwel nie. 'n Bietjie skrik maak van jou 'n man, sê hy. En dit is regtig al na 8. Die eerste beste Duitser kan jou doodskiet nadat jy 'n gevaar vir die groot Duitse ryk is. Heil Hitler. Sst, moenie daai naam so hard sê nie. Ag wat, sê Dirk opgeweg. Ons besitters hoor dit graag. Hulle loop saam verder. Dirk hou sy hand voor die flits, sodat daar net 'n klein straaltjie lig deurkom. Maar vir Michiel lyk dit na 'n helder dag. Hy kan nou die kant van die pad sien, al is dit vir hom 'n luukse. Waar kry jy 'n flits en waar kry jy boonop 'n battery? Gesteel van die Duitsers. Ag, loop man, sê Michiel ongelowig. Regtig, daar is 2 offisiere by ons ingekwartier. Jy weet mos, hierdie week het een van hulle, die vette, 'n kartonboks ten minste 10-15 flitsse in sy kamer gehad. Wat sê ek? Sy kamer. Ons kamer, bedoel ek, terwyl ek een gegaps het. Gaan jy dan by hulle kamers in? Ja, natuurlik. Ek gaan elke dag kyk as hulle weg is. Geen probleem nie. Die enigste een vir wie ek moet oppas is my pa. Hy is skykbang. As hy moet weet dat ek hierdie flits het, maak hy vandag nie 'n oog toe nie. Nou ja, hy doen klaar nie oor Rinus de Raad. Koebaai dan, kan jy die huis sien? Ja, ek sal dit kry. Sê groete by die huis.
Met sy klompe wat knars oor die gruis, loop Michiel deur.